dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit. En waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Geniet die uitsending baie. Goeiedag, dit is so lekker om saam met Stefan en Johan deel te kan wees van hierdie ritme oomblikke en waar ons ritmes in ons lewens ontdek en begin in 'n ritme instap. En daar is sekere goed wat baie keer amper half nie lekker ritmes in ons lewens is nie, en een van daai nie lekker ritmes is dat ons soms nie altyd weet nie, dat ons soms so onseker is, en daar's baie keer in ons lewens en in ons verhouding en in ons stap saam met die Here, ek weet nie oomblikke nie. En ek wil 'n prentjie met jou deel. Gestel ek het R50 hier in my hand, maar jy's nou nie heeltemal seker daarvan of ek sê vir jou hier's R50 in my hand. En dan kan jy vir my sê, maar ek sal jou glo as ek dit sien. En ons wil baie keer so werk, en dan kan ek my hand oopmaak en daar's niks in en dan is jy ontnugter. En partykeer maak jy my hand oop en jy sien, maar daar's R50 in en nou kan ek glo, want en ons uitgangspunt is baie keer ek sal glo totdat jy my verkeerd bewys. Of andersom, ek gaan nie glo nie totdat jy my reg bewys. Maar in ons geloofslewe werk dit anders. In ons geloofslewe het ons ook die ek weet nie, het ons die oomblikke van ek is nie seker nie, maar dis hoekom dit 'n geloofslewe is. Dis 'n lewe waar ons intentioneel moet kies om die Here te vertrou en 'n pad saam met hom te stap. En ek wil nie 'n religious gesprek met jou daaroor hê nie. Ek wil jou sommer na een van die mooi verhale in Markus vat, in Markus 9. En daar's 'n skare, daar's 'n groot rumoer aan die gang en daar's baie teologiese vrae en daar's baie vrae wat mense rondom hulle vra. Die skrifkenners en die fariseërs argumenteer met mekaar, soos dit maar baie keer gaan, oor die ek weet en ek weet nie. So hulle het hierdie houding van, dit weet ons en dit weet ons nie, en dit is nie hoe dit werk in die lewe nie. En dan het hulle 'n klomp wette en reëls om die weets en die weet nies vas te maak. En ek dink baie keer het hulle gedink, hulle weet en die ander weet nie, en dan kom hierdie pragtige gedeelte in Markus 9 vanaf vers 19. En Jesus antwoord hulle, hy praat met hulle, dis die skare, en hy sê vir hulle, julle ongelowige mense, hoe lank moet ek nog by julle wees voordat julle glo? Hoe lank moet ek dit nog uithou met julle? En daar's 'n kind wat siek is, daar's 'n kind wat nood het, en hy sê, bring die kind hier. Hy gaan nie rondom die kant stories en die sideshows nie. Hy kom by die fokuspunt uit, daar's 'n kind wat hulp nodig het. En toe bring hulle die kind na Jesus toe, en net toe Jesus die Gees Jesus sien, het die seun stuiptrekkings laat kry, het op die grond neergeval, rondgerol en met skuim in sy mond. En Jesus vra toe die pa, hoe lank gebeur dit nou al met hom? Van kleins af, was sy antwoord. Die Gees het hom al baie keer probeer doodmaak deur hom in die vuur en water te laat val. Kry ons tog jammer dat U ons kan help. As ek kan, sê jy, het Jesus hom geantwoord. As 'n mens glo, is alles moontlik. En hy roep uit, ek glo, help my tog net om nie meer te twyfel nie. En hier is die storie wat vir my so aangrypend in hierdie verhaal is, dis demone en dis dit en dis dit, en dit is nie vir Jesus eers enigiets ter sprake nie. Wat is die probleem? En dan het ons hierdie oomblik van ek weet nie. As U kan, en dan kom hy met hierdie groot antwoord, alles is moontlik. Gereeld loop ons in ons lewens tussen geloof en twyfel. Gereeld in ons lewens is daar hierdie knelvraag, kan die Here in hierdie saak ingryp of kan iets hier verander? En ons glo, soms is daar in verkeerde kringe mense wat vir ons laat voel ons is minderwaardig, want ek stoei mos met hierdie weet nie, ek is nie seker nie, ek het nie al die antwoorde nie. En dan kry jy mense wat glo dat as jy 'n ek weet nie oomblik het nie, dat dit jou sal diskwalifiseer. Dis amper asof ek weet nie oomblik vir party mense verdoemend is. Nou het ek die Here geval, ek was onseker.
Of ek weet ek moet iets verdien. Ek het hierdie gedagte dat die Here kan nie net ingryp nie. Daar's 'n klomp goed in my lewe wat ek eers moet in plek kry sodat ek by 'n ek weet kan uitkom. Ek het in die afgelope weke 'n beradingssessie met 'n persoon gehad, 'n wonderlike mens, 'n mooi kind van die Here. En sy ek weet nie het gemaak dat hy nie 'n volgende tree wou gee nie, want hy was nie seker of hy regtig dit kan bybring wat dalk van hom verwag word nie. En dan is daar hierdie oomblikke wat ons saam met Jesus stap. En dan saam met Jesus op 'n reis is en verstaan dat pyn en vra en dikwels na baie twyfel oomblikke kan lei. Ek weet nie vra. Maar weet wat doen ek weet nie aan my lewe en aan jou lewe? Dit kan ons help om geloof in ons harte te ondersoek. Ek weet nie vra kan ons help om selfs te verdiep in ons geloof. So dis nie 'n afsitter nie. Dis hierdie nader soos 'n magneet wat ons nader aan die Here trek. En Jesus stoot ons nooit weg wanneer ons twyfel nie. Hy nooi ons inteendeel om dan juis te begin glo. Die Here herinner my gereeld daaraan dat ek in my twyfel na hom toe kan gaan. Hoekom? Want hy's getrou. Want hy's verbind aan 'n journey saam met ons en hy's nie in ons net ek weet oomblikke nie, hy's ook in ons ek weet nie oomblikke nie. En ek dink dit is een van die mooi spanninge wat daar in ons geloofsverhouding met hom kan wees. Ek sukkel en ek weet nie, maar dan ontdek ek God se hart en dit is daai wonderlike geloofsmomente wat dan in ons harte gebore word en dan gee dit vir ons weer die krag en die insig vir 'n volgende tree. Maar die wonder van hierdie reis is dat Jesus in ons, ek weet nie oomblikke ons nooit verwerp nie. Hy stoot ons nooit weg nie. Dis altyd hierdie hande wat ons uitnooi en sê kom na my toe, kom na my toe, kom met jou. Ek weet nie, met jou vrae, met jou onsekerheid. En hy sê kom met jou twyfel. En kom sien dat ek God is. En kom sien dat ek vir jou lief is. Terug na die geleesde gedeelte. Die Vader het iets gesê wat vir my so kragtig is. Hy sê ek glo, maar genees in een vertaling ons ongeloof. Geloof word gesond. Geloof word heel wanneer ek met my ek weet nie, met my rou twyfel na die Here toe gaan. Ek begin ontdek dat hy regtig 'n God is en ons is baie keer dom. Ons sit met ons onwetnies op die kantlyn en hardloop weg van sy Vaderhart af, terwyl sy Vaderhart ons nooi en sê ons kan begin glo. Ons kan begin in ons geloof lewendig word. Ek dink aan daai Psalm wat sê smaak en sien dat die Here goed is. En ek wil dit in jou hart inbid vandag dat jy sal ontdek ek kan met my ek weet nie kom en dan kom dit dat ek met my twyfel en met my onsekerhede by die voete van Jesus land en dan beleef ek iets anders. Dan beleef ek 'n hart wat op my gerig is. En ek moet oefen om met al my ek weet nies na die Here toe te draai. Ek dink 'n belangrike punt om te onthou is dat jou ek weet nies is nie sonde nie. Jou ek weet nies is nie afstootbaar nie. Dis hoekom ons geloof moet versterk. En hoe versterk ek dan my geloof? Ek kom in 'n ritme om elke keer met 'n geloofstap te begin. Dis 'n ritme. Ek weet met alles wat ek mee twyfel, gaan ek eerste na die Here toe draai. Ek gaan nie na alle raadgewers toe begin hardloop nie en ek gaan nie vinnig Google om te kyk of ek die antwoorde kan kry nie. Ek gaan oefen en ek kom in 'n ritme om na die Here toe te draai. En wanneer ek in daai terrein kom, wanneer ek begin twyfel en ek oefen om in geloof na die Here toe te draai, is dit daar waar ek die Here innooi vir die gesond word of die heel word of die bymekaar kom van my geloof en dan begin ek te vertrou. Geloof is soos 'n spier. Geloof moet geoefen word. En weet jy, ek sê dit baie keer en ek spot daaroor en almal wat oefen sal met my medelee kan hê. Ons sê baie keer ek gaan maandag begin oefen, ek gaan maandag begin om te probeer om aan die gang te kom. Nou probeer is nie, dis nie 'n veroordelende woord hier nie, maar dis nie genoeg nie. Ek moet by die gym opdaag sodat ek kan 'n verandering in my lewe bring. En so moet ek by 'n punt kom waar ek regtig na die Here toe draai en regtig my hart oopmaak en sê hier's my ek weet nie, hier's my twyfels en ek begin
om die Here daarin in te nooi. So wat doen jy as jy jou geloofspier wil oefen met die woord? Nommer 1, ek dink God se woord moet weer in ons harte gesag begin dra. God se woord moet weer vir ons 'n ja wees. Ek onthou, ek het so 'n sê ding gehad wat ek deur die jare verleer het om te sê, maar daar's tog iets waar daaraan. God said it, I believe it and that settles it. Ons moet weer glo dat God se woord is waar, dat hy sê jy kan met alles na my toe kom, ook met siektes en onmoontlikhede en moeilike goed kan jy na my toe kom en ons harte moet vol raak van die Here wil my ontmoet in my ongeloof. Ons harte is te vol van condemnation en shame. Ons harte moet vol raak van sy warmte en van sy liefde. En my ja moet sterk wees wat hy vir my wil doen. My ja is die Here wil vir my. Hy is vir my, want as God vir my is, wie kan teen my wees, vra Paulus. En ek en jy moet dit in ons harte, daai ja in ons lewens sterk vasmaak. Jesus het dit baie vasgehad, sy ja in sy lewe. Elke keer wanneer die versoekings kom, elke keer wanneer die vyand na hom toe gedraai het, elke keer wanneer die vyand op hom ingezoom het, het hy gesê, daar staan geskrywe. En ek wil jou uitnooi, want as ons ek weet nie en twyfel minder wil maak, moet ons behoud in die woord groter maak. En ons moet dit vashou en koester in ons harte. Ek moet oefen en ek moet dit oefen. Danie sukkel soms daarmee om dit nie net in my kop te hê nie, maar ook in my hart te kry. En die woord moet van ons koppe na ons harte toe gaan en dit moet hierdie waarheid word. En die Here sê, want die Here sê hy gaan by ons wees en hy gaan ons help. En as ons worstel en as ons sukkel en as ons twyfels het soos 'n pa wat sê my kind is deur hel en terug, my kind het hoeveel keer in die vuur geval of my huwelik is al soveel keer deur dit en die mense dit en die vyand dit en ons stoei met daardie gedagtes in ons harte, dan is dit nie 'n waarheid dat God nie daar is nie, hy is daar. Dis ons weet nie wat ons net soms toelaat om te hard in ons harte te skree. Dis nie dat God se liefde nie regtig is nie. Dit is nie dat God nie regtig planne vir ons lewens het van deelname in ons lewens en groei in ons lewens en 'n geloofslewe vir ons nie. En ons kan kom met daai vraag, kan God dit vir my doen? En die oomblik wat ek daai vraag vra, maak ek 'n deur oop sodat geloof in my hart kan inkom en dat ek my vertroue op hom kan begin plaas. En soms vra ons die vraag. In die geloofspier se oefen vra ons die vraag, kan God regtig doen wat die woord vir my sê en kan God regtig doen wat hy in sy woord vir my beloof en kan ek na God toe gaan vir die dinge wat ek sien hy ook vir ander mense doen? En dan is dit hierdie groot waarheid, ontvang God se woord vir jou. Ontvang sy woord en maak net jou hart oop en dis nie daai rituele lees van sy woord nie, ontvang net sy woord, luister na sy woord, lees sy woord en kry net sy woord weer in jou gedagtes en wanneer ek deur hierdie moeilike tye van geloof gaan, wanneer ek deur hierdie vraatye en twyfeltye van geloof gaan, dan kom stukkies woord wat ek jare terug gelees het in my hart en dan wek dit weer geloof. En maak net jou hart oop dat die Here dit in jou hart in kan fluister. Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 20, maar wil jy weet o nietige mens dat die geloof sonder werke dood is? Ja, hier is die ding, God is die gewer van ons geloof en dit bepaal nie of ons dit gaan toepas in ons lewens nie. Ek en jy moet kies om dit toe te pas. Die disippels bid en sê, Here, gee vir ons geloof, help ons. In Lukas 17 vers 5, die apostels, die mense wat die naaste aan Jesus gestap het toe vir die Here gesê, help ons, ons het meer geloof nodig. Maar weet wat, ons haak vas by daai mosterdsaad deel van die geloof, maar die wen daarin lê in die doen. Die wen daarin lê, ek gaan die Here begin vertrou, ek gaan hom begin innooi, ek gaan regtig my hart na hom toe begin draai, en ek gaan net my mind en my hart en my wese op hom plaas en sê, Here, ek het nodig dat U my sal help, en ek gaan begin om U woord te doen. En dis waar ons sukkel, ek sukkel daarmee. Ek sukkel sommer om partykeer net in geloof regtig
te begin doen en te begin stap en te begin te vertrou, om te begin gee, om te begin dien, om te begin bedien, om te begin aanmeld, om te begin care vir ander mense en toe te laat dat dit wat God in my hart werk, mense se lewens raak. En nou sê Jakobus, geloof sonder werke is dood. Soms is daai eerste gee, eerste doen, eerste aanmeld, angswekkend. Is angswekkend vir jou om die besluit te neem om te sê, ek gaan aanmeld dat die Here my kan gebruik. En dis daai eerste geloofstap in my persoonlike lewe. En dis daar waar daai hartklop miskien inkom en ek moet nou hierdie saak, ek moet my kind na die Here toe vat. Ek moet my huwelik na die Here toe vat. Ek moet my besigheid na die Here toe vat. En hom begin vertrou en hom innooi. En dan gaan sy woord en sy wysheid wat hy vir my gee, vir my sekere aksies gee. En dan moet ek begin doen. En dan begin ek te beweeg. En wanneer ek beweeg, kom God in aksie. Ons wil baie keer in die gemak van 'n rusbank sit en wag dat alles gebeur. Maar baie keer is daar 'n eerste tree. Dis daai opstaan. Dis daai ek gaan die Here vertrou en ek gaan doen. Dis daai ek gaan terugkeer na my huwelik toe. Ek gaan my werk anders begin aanpak. Ek gaan my gesindheid begin verander. Ek gaan my kind meer lief hê op 'n ander manier en ek gaan God binne in dit innooi en so begin daar 'n reaksie van geloof. En dan dink ons het dit reg gekry. Al die tyd was dit geloof en vertroue in die Here en hy wat die werk doen. As so 'n mooi belofte, en ek lees hom vir jou die Afrikaanse ou vertaling uit Efesiërs 3 vers 20, aan hom, dis aan God, wat mag het om ver meer te doen, bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God is in staat om te doen, ver meer, as wat ons bid, as wat ons dink. Daai wonderwerk van 'n seun wat genees word met die ek weet nies, help my, ek weet nie, dan sê ek, maar ek werk my krag binne in jou. En dan kom ek in jou swakheid in en ek help jou om te begin doen en te glo, want God is die God wat groter dinge kan doen as wat ek en jy vandag hom in wil beperk. Ons geloof sal altyd te klein wees. Daar sal altyd hierdie wonder in ons harte wees en dan volg hierdie verwondering oor dit wat God regtig kan doen en wil doen in ons lewens, want God wil meer doen. God wil ons harte hê. God wil nie net op 'n tiklysie wees van doen vir my nie. Wanneer ons harte aan hom gee en ons harte met hom vertrou en met ons hele hart hom dien, dan kom daar dinge in aksie in ons lewens en ek weet nie oomblikke skop in. Ja, ons staan op. Ek staan op, ek begin hom te vertrou, ek begin saam met hom te stap. En in ons weet nie, oomblik skop daai ja van sy woord in. En dit word groter as my twyfel. Maar ek moet dit oefen. Ek moet my hart daarvoor oopmaak. Ek moet die Here bly vertrou en ek moet net my fokus bly elke keer terugbring. Wanneer ek daai weet nie oomblik, dan sê Here, help my in my ongeloof. Here, help my in my twyfel. En weet wat, hy help ons daarin, sodat ons by die antwoorde op ons vrae kan uitkom. Hou aan stap. Moenie in jou ek weet nie oomblik gaan lê of gaan sit nie. Hou aan stap. Hou aan draai na die Here toe, oefen dit, oefen om jou kop altyd na die Here toe te draai, soos daai pa, verby die stemme van die fariseërs, verby die stemme van die skrifkenners. Hy het net bly stap en na Jesus toe gegaan en gesê, ek weet jy kan my help in my ongeloof. Hoor Jesus se woorde, as ek kan, sê jy, het Jesus hom geantwoord, as 'n mens glo, is alles moontlik. En hy roep uit, ek glo, help my tog om nie meer te twyfel nie. En dit is die stap en die journey saam met Christus. Dis 'n ritme van ek glo. Soms twyfel ek, soms sukkel ek, maar daai twyfel en sukkel draai my altyd na 'n volgende tree in die groei van my geloof in Christus. Mag dit deel van jou lewe wees. Kom ons bid saam. Vader, ons vra U vandag om ons te ontmoet in ons twyfels, in ons ek weet nies, in die ek weet nies van die lewe, in daai goed wat om ons gebeur, wat soms so hard skree.
En ons draai na U toe. En ons vra, help ons in ons ongeloof. En ons weet, dit is U wat in ons werk om te wil. Dit is U wat ons in staat stel om te glo, want geloof is 'n geskenk van U af. En ons wil dit aktief toepas in ons lewens en oefen om na U toe te draai. En vir elke ene wat deel van hierdie ritme byeenkoms is, wat met ek weet nie sit, bid ek nou dat die veroordeling daarvan sal draai, maar dat dit 'n sterk draai na U toe sal wees en dat ons by U die antwoorde sal ontdek in ons journey van geloof. Amen. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.